Hier waar ek vandag staan, besef ek almal van ons het afgronde rondom ons. Ek het in hierdie week voorberei vir 'n begrafnis en toe besef ek wie wat, of jy nou vrees vir die dood, of probleme wat jy in jou verhoudings het, of dalk net vir die onrus in die land, of die veiligheid van jou gesin, of die ekonomiese oorlewing. Almal van ons het iewers 'n afgrond langs jou, waarvoor jy vrees. Hierdie afgronde waarvoor ons, ek en jy, so baie keer vrees, maak dat ons baie keer afkyk in hierdie dieptes. En dit maak dat ek en jy nie wil aangaan nie. So gebeur dit baie keer dat mense tou opgooi. Die Van Stadensbrug in die Kaap is 'n voorbeeld hiervan, waar mense afspring wat nie meer kan nie, wat nie meer die hoogtes en die vrees rondom hulle kan hanteer. Maar by Van Stadensbrug is daar 'n telefoon waar hulle jou vra dat as jy sukkel om die probleme of die druk in jou lewe of die afgronde te kan hanteer, dat jy kan bel om hulp met iemand praat. Maar wat moet 'n mens doen met afgronde waarvoor jy vrees? Daar's 'n gedeelte in die Bybel in Habakuk 3 waar hy vertel hoe die afgronde rondom hom is waarvoor hy vrees. Alles wat eintlik vir hom 'n inkomste bied, hoe dit eintlik nie meer daar is, dat hy nie meer kan oorleef. Sê, al sou die vyeboom nie bot nie, die wingerde sonder druiwe staan, al sal daar nie meer kleinvee in die krale wees nie, nogtans sal ek bly wees in my God. Wat sê hy eintlik? Hy sê dat sy enigste vaste ankerpunt God is. En vra maar vir enige iemand wat ly aan akrofobie, hoogtevrees. As jy sukkel met hoogtes, moet jy juis nie afkyk in die dieptes nie, maar opkyk na 'n vaste ankerpunt. Want dit laat jou nie meer die hoogtes vrees nie. Goeie voorbeeld hiervan is Jesus Christus. Hy wat self die dieptes gevrees het van sy lyding, wat in die tuin van Getsemane bloed gesweet het. Hy kyk op, hy bid tot God, en God gee vir hom krag om hierdie diepte van sy lyding nie meer te vrees nie. Ek en jy vrees ook die afgronde rondom ons. Hoe kan ons dit oorkom? Om 'n vaste ankerpunt in ons lewens te kry. Iets wat aan ons vastigheid en sekerheid gee. God. En as God die ankerpunt in jou lewe word, dan maak hy jou voete soos die van 'n ribbok, dat jy veilig kan loop, sodat jy rats oor die afgronde rondom jou kan spring. Dit verwyder nie noodwendig die afgronde. Die afgronde is daar. Dis gegrawe deur mense rondom jou, mense wat jou te nakom. Dalk is dit siekte, 'n sterfbed, probleme tussen jou en jou vrou. Dalk bekommer jou oor jou kinders. Onthou, as die vrees vir die afgronde rondom jou te veel word, kyk op na God. Dis die enigste ankerpunt wat ek en jy in hierdie wêreld het. En as jy in sulke tye opkyk en jou vrese en angs met God deel, dan word 'n mens se voete soos die van 'n ribbok. Dan word 'n mens bereid om te midde van afgronde rondom jou te kan aangaan, omdat jy weet dat God jou in sy hand hou, selfs deur die dood heen. Mag jy opkyk na God en 'n vaste ankerpunt in jou lewe kry, sodat jy ook rats oor die afgronde rondom jou kan spring. Tot volgende week.